Hosanna in the highest. O Here, U is waardig. U is waardig, Here. Ons kan dit vir ewig en altyd sê, Here, U is waardig. Hosanna in the highest. Ja, Lord, come and heal our hearts and make it clean. Open up our eyes to the things unseen. Ja, Here, come break our heart for what break yours. Here, kom raak ons aan, sodat ons kan sien wat U sien, Here. Ja, Heilige Gees, as die woord nou bedien word, kom bid ek dat U sal kom oorneem en sal kom praat en sê wat U wil. Here, mag U waarheid vrug dra in ons lewens. Here, ek bid dat ons nie net sal hoor in die Here, maar dat daar regtig waar verandering sal wees. Here, dat ons nie net sal dink, ons het dit al gehoor en dink is okay nie, Here, maar dat die verandering sal bring in ons harte en in ons lewens. Sodat ons kan instap in die lewe wat U vir ons beplan. Dat ons die lewe kan leef wat U vir ons beplan. Ja, bid dit in Jesus naam. Amen. Môre weer. Dit voel asof ek 'n ander weekie opsit na die worship. En asof mens dan weer met môre sê. So môre nog steeds. Ek voel al so simpel, want elke keer as ek hier staan, dan begin my rympie dieselfde. Julle, ons gaan aan vanoggend met die reeks. So, julle, ons gaan vanoggend aan met die reeks. My rympie bly dieselfde. En dit is nog steeds 'n reeks oor die 7 stellinge van Jesus, die 7 I am statements. En soos ek so deur hulle werk, bedien die Here my geweldig, maar die ding wat ek oplet, en wat ek besef, hier is van julle wat dit dalk dink in julle koppe, daar is baie goed wat oorvleuel en baie goed wat dieselfde is. En ek dink nie dit is toevallig nie, want ek besef daar is 'n ding wat gebeur wanneer mense iets herhaal, dit begin actually partykeer vassit. Partykeer nie, maar partykeer begin dit vassit. Maar ek besef ek is in 'n goeie geselskap, want Jesus het hierdie dinge herhaal en herhaal en herhaal en herhaal, want dit was nodig vir die mense wat hom gevolg het om dit te hoor, sodat ergens iets kan vassit, sodat daar ergens eventually kan verandering kom. So ek het op 'n stadium skuldig gevoel dat daar so baie goed is wat oorvleuel en ek so baie van dieselfde goed sê en ek het besef, weet jy, nope, I'm going to do it en ek gaan dit embrace. En die Here het vir my baie duidelik en prakties gewys hoekom. So, ek seker hierdie gebeur net in ons huis. Ek het 2 pragtige dogtertjies. Maar hierdie gebeur die heeltyd. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer ek en my vrou saam, apart, afsonderlik, saggies, hard, elke moontlike manier vir hulle te sê, dude, asseblief, hier is 'n wasgoedmandjie, binne-in, nie langs aan nie, die ding is nie vol nie, hy is leeg. So, vat net die goedjies, gooi dit, binne-in. Seker net in my huis wat dit gebeur. So, elke keer, die heeltyd, binne-in, maar hier is die ding wat gebeur, weet jy, die een keer wat ek toe vir hulle weer sê, hoorie, dit lê langs aan, gooi dit net binne-in, hier is die antwoord wat ek gekry het. Ek weet, papa. En dit tref my, weet jy, baie keer weet ons, ek kan dit herhaal, en 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 ons weet, en ons weet, en ons weet, maar ergens moet dit wat ons weet, en dit wat herhaal word, prakties uitgeleef en toegepas word. Anders help dit niks. En dit is my gebed, want ek werk hier deur, en ek besef, hier is goed dat ek self moet deurwerk in my eie lewe, maar hier is goed dat ons die hele tyd hoor, maar dit is heel waarskynlik, omdat dit ergens in ons lewens nog nie wortel geskiet het nie, dit is wasgoed wat ons langs aan gooi nie, wasgoed wat ons binne in gooi nie. Ons weet dit, maar ons pas dit nog nie toe nie.
Dis nog nie 'n realiteit in ons lewens nie. En daarom sal ek dit herhaal en ek sal dit herhaal en ek sal dit herhaal. En van die goed, ek kan die temas sien, ek en Marius praat daaroor, ons kan die temas sien van dit wat die Here herhaal. En dan eindig ek in gesprekke, partykeer binne die gemeente, partykeer buite die gemeente, waar ek kan sien hoekom die Here dit herhaal. Want ergens is daar nog vals waarhede, valse leuns, valse dinge wat ons glo, wat nog vassit in ons hart, wat die Here nog moet kom uitdruk en uitwerk, sodat ons kan vashou aan die volledige waarheid van Jesus. En as ons kyk na die 7 stellinge, dan is daar geweldige spul goed wat Jesus aanspreek, en eintlik is dit baie min goed wat Jesus aanspreek. Maar die implikasie van die baie min goed is geweldig. En julle sal sien, ek het vanoggend 3 punte waarvan 2 van hulle net herhaal, en ek gaan dit met boldness herhaal. Dit is nie iets wat julle nog nooit voorheen gehoor het nie, maar dit is om weer vir julle vanoggend te sê, ek dink Jesus sê vir ons, ons moet die klere in die wasmandjie gooi, nie langs aan nie. En hy bly geduldig. Dis net 'n prentjie, hoor, ek bedoel nie. Okay, maar as jy nie jou klere in die wasmandjie gooi nie, asseblief doen dit. Tel dit op, gooi dit, is nie so moeilik nie. Okay. Daar het vinnig sy uitgegaan. Julle, ons is so, ek gaan regtig nie nou in detail gaan nie, maar ons het begin deur te sê, Jesus wat homself openbaar is, the great I am, in die Ou Testament en Exodus sien ons waar God sê, ek is. Hy sê, ek is, net dit, ek is wie ek is. En dan Jesus wat in Johannes 8 kom en sê, ek is die ek is, wat mens geword het, lewe geword het. En dis eintlik waar alles begin, want elkeen van hierdie 7 stellinge begin met dit, toe het ons gepraat oor, ek is die brood van die lewe. Ek gaan nie vandag nou veel meer daaroor sê nie, en dan het ons die vorige keer gekyk na, ek is die lig van die wêreld, vir die wêreld. En vandag kom ons by die volgende ene wat sê, ek is die deur. En ons lees dit in Johannes 10, en dit is, ek het baie amper hierdie ene wat is, ek is die deur, gekombineer met die volgende ene wat net volg op dit, wat sê, ek is die goeie herder. En toe het ek besef, as ek die 2 kombineer, gaan ons baie lankie wees, so nou het ek hulle maar gesplit. Maar hulle loop eintlik hand in hand, en want daar so baie goed wat oorvleuel as mens hierdie deur lees. So die stuk wat ons vandag gaan lees, gaan ek 'n hele stukkie net uitlos, maar dit is gee vir ons konteks oor wat nou eintlik besig is om hier aan te gaan. Maar ek sal volgende keer meer oor dit praat. So dit gaan vandag bietjie vol gaatjies wees, maar is okay. Julle sal definitief die punt kry, hoop ek, want ek glo die Heilige Gees sal vir julle die punt gee wat julle moet hoor. Maar ja, so ons gaan by Johannes 10 kom, as julle so lank soontoe wil blaai, ons gaan Johannes 10 vers 1 tot 10 lees. Maar ja, as ons kyk na wat Jesus sê, ek is die brood, dis brood wat sustain, brood sustain lewe. En dan is Jesus die lig wat vir ons lig skyn, sodat ons kan sien wat se pad ons moet loop, terwyl hy ons sustain. En dan terwyl Jesus die lig is wat die pad vir ons wys, wys hy vir ons die deur, waardeur hy wil hê ons moet loop. Ek love Afrikaans, want dit is soos die deur waardeur ons moet loop. Dit gaan die hele tyd deurkom in vandag se preek, dat daar die hele tyd deure is. En is net in Afrikaans, en ek weet dit is net in Afrikaans, maar dit is maar net cool, die deure, so dit gaan die hele tyd opkom. Anyways, ek gaan probeer om nie grappies te maak oor nie, maar ons gaan aangaan. In elk geval, so Johannes 10, maar om Johannes 10 te verstaan wil ek net gerarig, en ek gaan nou nie baie lank hier vasbly nie, maar Johannes 10 wil ek net gaan in konteks sit, ek het laas bietjie daar gepraat, maar dit gee vir ons die hele prentjie. So Johannes 8, sien ons die begin waar Jesus, in die begingedeelte van Johannes 8, kom die stelling van ek is die lig, wat ons die vorige keer oor gepraat het. En dit bring 'n hele gesprek uit tussen Jesus en die Fariseërs, waar ons dit verder aflees, en dan kom daar 'n hele stuk wat eintlik die eerste boodskap was, waar Jesus sê, ek is die ek is. En so hele opbou tot hy eventually sê, I am, en dit is 'n geweldige opbou. En dan vanuit dit uit Johannes 8 gaan oor in Johannes 9, en as julle kan onthou het ek gesê, daarso is met baie van hierdie stellings wat Jesus maak, is daar wondertekens wat saam met dit gebeur het. Nie met almal nie, maar met van hulle is daar wondertekens wat gebeur. En dit is amazing, want uit Johannes 8, waar hy net gesê het, ek is die lig, waar hy sê, I am, kom daar die wonderteken waar Jesus verby die man loop, wat van geboorte af blind was, hy spoeg in die grond, dis almal ken die storie, hy smeer die moddertjies aan sy oë, en hy sê vir hom, gaan was dit af, die man gaan was af, en hy kan sien. Dit is, Jesus sê, ek is die lig, en hy gee vir iemand ware lig om te kan sien. Dit is die bevestiging van dit wat hy gesê het, dat dit die waarheid is. En uit dit uit, gaan hierdie man toe, en hy eindig toe nou met die Fariseërs en die Jode, wat hierdie man so kyk, en kan sê, nee man, jy is nie daai ou nie. Eventually glo hulle hom so min, dat hulle by ou en sy ouers roep, van die ou wat hy net kon sien, dat hulle vir sy ouers vra, hoorie, is hierdie jou kind?
En hulle is bitter bang, want op daai stadium is daar klaar vervolging, as jy sê jy volg Jesus of jy glo dit wat hy doen en sê, is daar klaar moeilikheid. So nou sy ouers is backs 'n bietjie off en sê, hy is ons kind en hy was blind, en hulle vra vir hom, maar hoe sien hy? En hulle het toe gesê, hy's oud genoeg, hy kan vir homself praat. Ek wens baie ek kan dit vir my kinders sê, praat vir jouself. Dankie oom, dankie tannie. Praat vir jouself, as jy ek in elk geval. Maar in elk geval, hulle back off, hulle sê nie, hy kan vir homself praat, en op die oomblik wat daar gebeur is, hierdie blinde man word verwerp en hy word uitgegooi. En dan kom ons by einde van hoofstuk 9, waar Jesus hierdie man vind, en waar daar fariseërs of Jode bystaan, en hoor Jesus met hierdie man in gesprek tree. En waar hy eintlik sê, vir die fariseërs, hulle is blind. En waar hulle vir hom sê, hoorie, toe nie ons nou, dat ons blind is, en Jesus los dit nie daar nie. En dan kom ons by hoofstuk 10, en ek wil dit saam lees vir ons, want hier is hy besig eintlik om die fariseërs geweldig op hulle plek te sit. En 'n groot stuk van hierdie is volgende week, maar hoor hierso, so amen, amen, ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower, maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit, en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy vir hulle sê nie. En dan kom ons by, al daai sal ek volgende keer oor praat, so wees rustig. Dan kom ons nou by vers 7. Jesus het toe weer gesê, amen, amen. Ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. Hierdie verwys nie na die profete en al daai goed, daai wie voorgekom het nie. Hierdie is eintlik 'n direkte verwysing na die fariseërs, wat probeer dink hulle het die reg om leiding te neem en herders te wees, maar eintlik nie 'n klou het wat hulle doen nie. So dan gaan hy aan en sê, ek is die deur. As iemand deur my, sien julle, sien wat, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus sê, ek is die deur. En die 3 punte gaan julle nou sien, die eerste 2 is so straightforward, dit is so voor die hand liggend, en ek gaan probeer om die tyd op te spandeer nie, want ek wil regtig by die laaste ene uitkom, maar ek kan nie dit noem nie. En dit is so eenvoudig, en ons kan dit sien in elkeen van die voriges, maar dit begin met die klem op, ek is die deur. En as ons kyk na die konteks waarin Jesus praat, in hulle kultuur en in daai tyd wat Jesus geleef het, was daar verskillende vorme van skaapkrale. Daar was van hulle wat die skape in grotte gesit het, en dan 'n algemene een was skape wat van dit was rond, van dit was nie rond nie. Hierdie is nie noodwendig die beste prentjie nie, maar dis die beste een wat ek kon kry wat alright lyk. So dis meeste van die mense sê dit was baie keer hoër, en hulle het doringtakke bo omgesit om nog verder te beskerm dat daar nie goed of mense inkom om die diere te steel nie. Maar dan die ding in die konteks, julle sal sien in hierdie prentjie ook, daar is ons nie 'n deur nie, daar is nie 'n hek nie. En wat dan gebeur het, baie keer was daar mense met te min skape, en dan het die boere of die mense, hulle skapies bymekaar gegooi, en dan het hulle iemand gekry, of 'n hekwagter, of die skaapwagter self, was dan die hek. Hy het in die aand daar in daai opening gaan lê, om wag te hou dat die skape nie uitkom nie, en dat daar nie wolwe en gemors inkom nie. Hy was self die hek. En dit is belangrik om hierdie te verstaan, want Jesus sê, ek is die hek. Daar is nie 'n ander manier om in te kom nie. Jesus is die hek. En ons kom nou net uit Paasnaweek uit, waar ons gelees het oor daai geweldige ding wat Paasnaweek gebeur het met Jesus. Wat eintlik 'n vooruitskouing is, die vooruitskouing wat ons lees in Eksodus, waar die Pasga ingestel is, die Paasouer. Waar Moses, julle ken die storie, so ek wil nie vandag daar bly nie, maar waar Moses vir die volk, of God eintlik vir die volk gesê het, vat 'n lammetjie, sonder blemish, sonder fout, slag hom en smeer die bloed in die kusyn, en dan sal klomp ander goed, eet hom, al daai dinge, maar die bloed moet in die kusyn gesmeer word, en die wat dit gedoen het, sy oudste kinders sal nie doodgemaak word nie. Dis 'n vooruitskouing van dit wat ons letterlik nou net gevier het oor Paasnaweek.
van Jesus, die vlekkelose lam, sonder enige gebrek, wat sy lewe neergelê het. Hy is die hek. Deur dit wat hy in daai kruis gedoen het, en Piet het dit so amazing beskryf. Deur dit wat op daai kruis gebeur het, deur dit wat in daai graf gebeur het, dit wat met daai opstanding gebeur het, word Jesus die deur vir elkeen van ons. Hy word die deur met die bloed, want dit is sy bloed, waar daar redding is. Vir elkeen van ons. Ons lees net in vers 11, volgende keer se gedeelte, lees ons, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Dis presies wat Jesus kom doen het. Hy het sy lewe afgelê vir my en vir jou. Ons sien in Jesaja 53 weer eens die vooruitskouing van dit wat Jesus gedoen het. Hy is egter deurboor oor ons oortredings. Dis ons oortredings waarvoor hy gesterf het. Ons weet dit goed, maar is dit 'n realiteit en leef jy vanuit dit? Verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee, party van die ander vertalings praat van skape, die Engels praat van sheep. Ons almal het soos skape rondgedwaal, daai selfe beeld. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. En die baie bekende Hebreërs, wat ek al 'n paar keer aangehaal het ook, 10 vers 19 en 20, wat sê, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus, om in te gaan. We can enter in, deur die deur, want hy is die deur, na die heiligdom. Langs 'n nuwe, lewende weg, wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel heen. En dit is deur sy liggaam. Sy liggaam word die deur. Ek dink ons verstaan dit, en ek gaan nou nie vandag verder op dit dwel nie. Dit was oorgenoeg oor Paasnaweek ook, maar Jesus se offer daar word hy vir ons die deur. Die volgende een is dieselfde sinnetjie, met die klem net op die volgende woordjie. Ek is die deur. Nou hierdie is ook soos, obviously, Waldi, maar ek wil vir jou sê, vat in die wasgoedjies, in die mandjie. Ons lewe in 'n samelewing waar die samelewing vir ons elke dag meer probeer sê, ons moet meer inclusive wees teenoor ander. Ons lewe in 'n samelewing waar daar kinders van die Here is, wat nie meer getuig of wat ingee en sê, ja, but always leads to heaven. Elke weg. Almal sal eventually daar uitkom. Dis nie wat die woord sê nie. En nog gaan die heel waarskynlike dag kom wat ek en jy konfront word, en daarom vra ek die vraag, gooi ons die wasgoed net langs aan. Want daar kom 'n dag wat dalk nie so ver is nie, waar hierdie government van ons land vir ons kan sê, dit is haatspraak om te sê dat Jesus die enigste weg is. Waar staan jy dan? Ek probeer op geen manier vrees in jou inpraat nie, hierdie toets ons harte. Waar staan ek as ek konfront word met glo ek waarlik en sal ek dit met my mond bely? Jesus is die enigste weg na lewe. There is no other way. Hy is die deur, hy is nie net 'n deur nie, want daar is net een deur wat lei na lewe, wat lei na redding. Net een deur. Ons lees dit en dit is een van die volgende, kom ons lees eers hierdie ene. Jesus sê letterlik in vers 1 van hierdie stuk, hy sê amen, amen. Ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. En 'n dief en 'n rower sal staan onder die gesag van die wet. So Jesus sê daar's een manier, en as jy enige ander manier vat, is jy 'n dief of 'n rower. Want dit is net skelms wat op ander maniere by die huis probeer inkom. Verstaan julle? Ek is die deur. Nie 'n deur nie. Ons lees in Johannes 10 vers 9a. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So ons sien hier, so onthou, 'n deur het uit 'n doel. Hy gee vir jou gewoonlik toegang tot iets. Hy keer ook goed, ons kan nou lank daar praat en ek gaan nie eers vandag daarop ingaan nie. Hy hou ook goed buite, hy bring beskerming en al daai mooi dinge. Maar die deur gee vir jou toegang tot iets. Daar's gewoonlik iets aan die ander kant van die deur.
En ons sien in hierdie skrifgedeelte 2 goed waarna die deur vir ons toegang gee. Die eerste een, ons weet nou, Jesus het sy lewe neergelê, daarom kan ons deur die deur loop. Hy is die enigste manier hoe ons deur hierdie deur kan loop, en dan gee hy vir ons toegang tot hierdie. Hy gee ons toegang tot redding. Ons sal gered word. Nou hierdie is interessant, want dis wat ek vir julle sê, Jesus is die brood, daar is nie ander brood wat kan waarlik lewe gee nie. Jesus is die lig, daar is nie ander goed wat kan lig maak nie, want hy is die enigste lig. Klomp mense en dinge probeer brood fyk en probeer lig fyk, maar daar is net een brood wat waarlik lewe gee, daar is net een lig wat waarlik lig gee, en daar is ons net een deur wat waarlik redding gee. Ons kry toegang tot redding deur die bloed van Jesus, by the blood of the Lamb. Hy is die deur wat vir ons toegang gee. En ek wil hierdie weer sê, want dit is een van die goed wat net herhaal en herhaal en herhaal, dit is nie ons dade nie. Dit is nie ons dade wat ons red nie, dit is die blood of the Lamb, sy offer, op grond van genade, deur geloof. Die rympie wat ek elke week amper herhaal, en ek sal dit nog steeds herhaal. Maar julle, die vers stop nie daar nie. Net na my notas kyk, ek dink ek het myself nou so ver vooruit gehardloop. Maar ons kom nou by die vers wat nie daar stop nie. So, daar's klomp skrifgedeeltes oor Jesus wat die deur is, en ek gaan regtig nou nie vandag oor hulle almal praat nie. Maar een van die ander ek is stellinge is letterlik waar Jesus sê vir hulle, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Meer regheid is dit kry mens nie. En dan sê niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sê gou vir my, wie kom nie na die Vader nie? Daar is niemand. Daar is nie iemand wat deurglip nie, niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. Ons lees in Handelinge net so reguit, daar is ook deur niemand anders verlossing nie. Daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Niks nie, niemand nie. Ek hoop en glo ons is op dieselfde bladsy, want ek kan nog baie lank hieroor praat, maar ek wil kom by die tweede ding. Die tweede ding waarna ons toegang toe het. So om by die tweede ding uit te kom, moet ons weer Johannes 10 vers 9 en 10 lees, en ek wil vandag bietjie hierso stil staan. So as julle my oomblik sal gee, so vers 9. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So dit is die eerste ding wat ons deur die deur toegang kry. Ons kry redding. Ons kry redding. Is julle nog wakker? Ek moet seker nou nie dit hardop sê nie. Maar ek het hierdie, sorry Marco, ek het hierdie week gehoor, Marco wil 'n hemp maak wat sê, is julle nog met my? So daar kruip hy weg, want hy sê, as hy die video edit, hoor hy die hele tyd, ek het my informante, pas op vir jou. So, ek wou nou net sê, is julle nog met my, en toe begin ek so smile, maar is julle nog met my? Ek gaan eendag hier opraak met 'n hemp wat sê, is julle met my? In elk geval, so wat is die eerste ding wat ons toegang het? Ons het toegang tot? So julle is nog halfpad wakker, dis 'n goeie ding, maar die vers stop nie daar nie. Ons het toegang tot almal wat deur die deur gaan, sal hy gered word en, but wait, there's more. So hy sal gered word, hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Wow, nie net is daar redding nie, die Jesus sê, as jy deur my kom, as jy deur my loop, sal jy inkom en uitgaan, ons kom nou daarby, maar jy sal ook wyding vind. En dit stop nie daar nie, dit gaan aan, en ons het dit nou gelees, hooplik onthou julle dit nog, maar dit sê dan, en ons gaan volgende week oor die eerste gedeelte praat, 'n dief kom net steel en slag en uitroei, volgende week nie, volgende keer, maar hierdie een stop nie daar nie, hy sê dan verder, ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Jesus het gekom, die toegang gemaak, sodat ons gered kan word, sodat ons 'n ewige lewe kan hê, ons het daar gepraat met die brood, so ek gaan nie nou weer op dit ingaan nie, maar Jesus sê, dit stop nie daar nie, ek wil nie net hê jy moet gelewe, of 'n geredde wees nie, ek wil hê jy moet gered wees, en lewe asof jy gered is, want dit is waar ware oorvloed is om te lewe, soos iemand wat gered is, en dit is waar oorvloed lê. En Jesus sê, ek wil hê, jy moet deur daai deurstap, sodat jy gered kan word, en ek wil hê, jy moet deur daai deurstap, sodat jy 'n lewe kan hê, en dit in oorvloed. Nou hierdie is een van die skrifgedeelte, wat geweldig uit konteks uitgeruk word, en dan op een of ander manier verdraai word, om te sê, prosperity, en ek kan alles skryf wat ek wil hê, en die Here moet net vir my meer en meer gee, groter huis, cooler kar,
meer klere, wat ook al jy wil hê, die Here moet dit net vir jou gee, want ek wil oorvloed hê, en ek wil hê die oorvloed moet lyk soos wat ek dink dit moet lyk. Dit is glad nie wat hierdie vers sê nie. En as mense dit in konteks lees, dan sien mense binne hierdie konteks, is dit nog besig om te praat van eintlik Jesus wat 'n goeie herder is, volgende keer se storie, Jesus wat die deur is, en wat sê, daar's toegang vir jou tot redding, daar's toegang vir jou tot 'n oorvloedige lewe, oorvloed in, dis 'n lewe in oorvloed, groot verskil van 'n lewe van invloed of oorvloed is klomp goed wat ek het, dis goed wat ek bymekaar maak, maar lewe in oorvloed is 'n posisie waarbinne ek staan, waaruit ek lewe. Die Engels praat van, I want to give you life. So dit is eintlik waar dit gaan, and I want to give you this life, en ons gaan nou kom by wat dit is, hierdie lewe wil ek vir jou gee in oorvloed. En oorvloed is in oormaat meer as wat jy nodig het. Maar wat ek sê, die eerste skrif, vers 9 moet ons lees in die konteks, want ons praat van lewe in oorvloed, maar dit link so nou met vers 9 wat sê, daar's 'n weiveld. Dit is waar die oorvloed lê. Nou, 'n skaap het 'n doel, en ek het al hieroor gepraat toe ons gepraat het oor die Sermon on the Mount, so ek gaan regtig ook nie lank hieroor praat nie, maar bly net gou met my. 'n Skaap het 'n doel, meestal dat jy hom kan voer, dat hy kan vet word, dat jy hom kan slag, dat jy hom kan eet. OK? Is julle met my? Of hy moet mooi groot word, jy moet hom voer, dat sy wolletjies mooi lyk, sodat jy hom kan skeer, sodat ons lekker wol het. Die weiveld is alles wat hy nodig het om sy doel te vervul. So sy oorvloedige lewe is nie om in 'n huis te bly, en 'n kar te hê nie, ek kan in elk geval niks daarmee doen nie. Sy oorvloedige lewe is om alles te hê wat hy nodig het, om die doel waarvoor hy gemaak is, uit te leef. So my en jou oorvloedige lewe, is die Here sê, ek is die deur wat vir jou lei na 'n weiveld, waar ek vir jou sal gee, alles wat jy nodig het, om elke dag jou doel en purpose uit te leef, vir die Here. En ek sal dit nie net vir jou gee nie, ek sal dit vir jou in oorvloed gee. Hierdie skrif sê glad nie, dat die vyand nie gaan kom, en gaan probeer steel nie. Hierdie skrif sê nie dat die vyand gaan kom probeer doodmaak en kom probeer verwoesting bring nie. Dis nie wat dit sê nie. Maar wanneer die trials kom, wanneer die tribulations kom, wanneer die gemors kom, wanneer die chaos kom, sê die Here, sal ek vir jou lewe gee wat so oorloop van my teenwoordigheid dat jy binne al daai chaos sal kan staande bly en my lig kan uitskyn. I will sustain your life, not your comfort. Ek sal jou lewe sustain sodat jy kan staande bly in 'n oorvloedige lewe in Christus om te midde van die chaos en die aanvalle staande te bly. That is life in abundance. Is julle met my? Nou ek wil vir 'n oomblik net gou praat, want hierdie skrifgedeelte se kern is, daar's oorvloed. Die Here wil vir ons meer van dit gee, tot oorlopends, soos jy 'n container het, sê die Here, ek wil nie, dit moet net lekker vol wees nie, ek wil hê dit moet oorloop, maar waarvan moet dit oorloop? Dit moet oorloop van lewe. En die lewe wat hiervan gepraat word in die Grieks is Zoe. Zoe lewe. En die Grieks een Bybel woordeboek, dictionary, die Bybel dictionary. Hy vertaal hierdie so: a life real and genuine. A life active and vigorous. Devoted to God. Blessed. In the portion, even in this world, met ander woorde in hierdie lewe, nie net eendag nie, maar ook hierso, of those who put their trust in Christ. En dan sê hierdie skrifgedeelte, hierdie is wat die Here vir ons sê, kom stap deur daai deur, sodat jy lewe kan hê. Hoe lyk die lewe? Real and genuine. Hoe lyk die lewe? Active and vigorous. Maar nie net enige active and vigorous nie, vigorous to be devoted to God, to be blessed, and to put trust in God. En dan sê Jesus, ek wil nie net vir hierdie gee dat dit net tot bo is nie, ek wil hê dit moet oorloop. So Jesus sê, ek wil hê jy moet deur hierdie deur loop, sodat jy kan oorloop van realness and genuineness. Ek wil hê jy moet oorloop van 'n active, vigorous, devotedness to God. Ek wil hê jy moet oorloop van blessedness, saligheid. Ek wil hê jy moet oorloop van vertroue in my. That is abundant life. Bitter min te doen met 'n kar en 'n huis en lekker skoene. This is the life. Hierdie is die lewe waarvoor die Here ons roep.
En op vers 9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Die volgende punt, hy sal in en uitgaan. Julle baie keer kyk ons en ons dink, joh, as ek deur daai deur stap, is ek vasgebind. Ons dink as ek deur daai deur stap, as ek nou Jesus moet aanneem, klomp goed wat ek nou moet afgooi en neerlê, en ek is eintlik net 'n gevange. Ek wil vir jou vandag sê, jy is 'n gevange van die goed wat jy nie wil neerlê nie. So jy is reeds 'n gevangenes, as daar goed is wat jy nie wil neerlê nie. Die ware vryheid lê aan die ander kant. 'n Lewe van oorvloed is 'n lewe van vryheid. Daai skapies, hierdie skrifgedeelte verduidelik dit mooi in en uit. Daai skapie se doel is net om in daai kraal te sit en die hele dag daar te lê nie. Daai skapie moet eventually uitloop en hy moet sy grasietjies gaan eet. En Jesus se gebed voor hy gekruisig word, sê hy, ek is nie van hierdie wêreld nie, net so is hulle, die wat my volgelinge is, nie van hierdie wêreld nie. En hy sê, maar net soos wat U my stuur in die wêreld, stuur ek hulle na die wêreld. Ek en jy is gestuur na die wêreld, ons is nie gestuur om in 'n kraal te bly nie. En ons het vryheid in hierdie wêreld om rond te beweeg, met ons abundant life, om ander mense te beïnvloed. Nie net is dit 'n voorreg nie, dit is 'n opdrag, wat Jesus sê, ek stuur julle, om my lig te wees, om ander mense te vertel van die brood van die lewe, om ander mense te wys na die deur, sodat hulle ook 'n lewe in oorvloed kan hê. Ons het absolute vryheid om in en uit te gaan. Om deur daai deur te loop is waar ware vryheid lê, want dit is waar jy 'n kondisie het, 'n posisie het waar jy al die ander nonsens neergelê het. En daar niks is wat jou mee bind. Niks is wat jou bind nie. En ons vry is en ons staan onder die genade. Marius is een van sy absolute gunsteling verse, Galasiërs 5 vers 1. Vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vas en laat julle nie weer onder die juk van slawerny indwing nie. Die engel sê, it is for freedom that Christ has set us free. Om deur daai deur te loop, dit is wat Jesus wil doen. Hy wil jou vry maak. Hy wil jou nie gevange maak nie. Hy wil jou vry maak van die nonsens wat ons nog aan vashou. It is for freedom. Jesus sê, ek wil jy moet hier deurloop, want ware oorvloedige lewe is 'n lewe van freedom. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd. Psalm 121, het was toevallig nou in die gebedskamer ook aangehaal, iets uit Psalm 121, as ek nou reg onthou. Maar die Here sê, ek sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm. En hierdie is eintlik op die volgende keer se terrein, maar as die skape uitloop, loop hulle nie net uit nie. Hulle loop, ons het dit gelees in hierdie skrifgedeelte, agter hulle herder aan. Hulle loop agter die goeie shepherd aan. En dit is hoe 'n lewe van oorvloed lyk, is om wanneer ons uitgaan, stap ons net agter ons herder aan. Ons dwaal nie af nie, want dan is ons 'n target. Ons stap net agter ons herder aan. Daar is volgende keer, so ek wil nie nou te veel oor dit praat nie. Amen, moving on. Die oorvloedige lewe is iets wat ons betree. Dit is nie iets wat ons bereik nie. En ons bly in 'n samelewing wat so target-driven en performance-driven is, dat dit oorgly in ons geloof in die heeltyd. Dat ons dink ek moet meer doen en ek moet nog doen en ek is net nie goed genoeg nie en ek is eintlik nog nie goed genoeg om deur die deur te stap nie, maar dis eintlik die hele punt, jy is nie goed genoeg om deur die deur te stap nie. It is by the blood of the lamb wat jou goed genoeg maak om deur die deur te stap. So jy is nie goed genoeg nie, jy is 100% reg, maar dit is juist hoekom jy deur moet stap. Jy hoef nie te wag tot jy beter is nie, want jy gaan nooit beter word aan hierdie kant nie. Is julle met my? Oorvloedige lewe is iets wat ons betree. Ons stap in dit in, deur oorgawe, ons lewens neer te lê. Johannes 17 is ook waar Jesus bid voordat hy gekruisig word. En dit is die ewige lewe. En hier sê hy, hierdie is waar lewe, weer Zoe, dit is waar lewe gaan, abundance. Daai lewe, hy sê hierdie is wat dit is, dat hulle U ken. Die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Ware, oorvloedige lewe is om God te ken.
'n ware, oorvloedige lewe is om God te ken. En binne in dit vind ons wat ons nodig het om elke dag te lewe in volheid. Nie lewe in gemak nie, lewe in volheid. Nou soos wat ek sê, performance is een van hulle. Moenie oor die muur klim nie. Jesus sê, as jy oor die muur klim, dan is jy 'n wat? 'n dief en 'n rower. Ook volgende keer wat ek meer daaroor gaan praat, maar dit is interessant, want hulle operate op twee verskillende maniere. Maar hulle albei se uiteinde is dieselfde, hulle eindig onder judgment. Maar Jesus sê, as ons enige ander manier probeer inkom, as ons op enige ander manier vir onsself 'n oorvloedige lewe probeer bewerkstellig, is ons soos 'n dief en soos 'n rower. My vraag aan jou is, en eers aan myself voordat ek vir julle vra, is, wat is daai goedjies? Wat is daai mure wat ek probeer uitklim, wat nie Jesus is nie? Wat is die dinge wat ek najaag, wat ek dink vir my 'n meer oorvloedige lewe kan gee, wat nie Jesus is nie? So partykeer is dit performance, ons dink ek moet harder perform. Dit kan 'n besigheid raak, dit kan 'n deal raak, dat jy op die ou en dink, as hierdie deal afkom, dan gaan ek geset wees, maar dan wil ek sê, dan jaag ons 'n valse oorvloedigheid na. Partykeer dink ons, my eggenoot moet daai void vir my vul. Ek gaan 'n ewige of 'n oorvloedige lewe hê as my eggenoot net beter is. Ek weet nie, ons kan aangaan. Die ander een wat by my opgekom het is religion. Dooie gewoontes. Dooie gewoontes lei na dood. Maar baie keer dink ons, as ek net weer eens meer Bybel lees en meer bid, en ek doen dit eintlik net omdat dit 'n gewoonte is, nou is niks hard in dit nie. En Jesus tune die hele tyd die Fariseërs, dit help nie, jy doen die regte ding nie, dit gaan met die attitude waarmee jy dit doen. So dalk probeer jy 'n klomp gedoen, maar jou hart is nie in dit nie. Dit lei na dood. Dit is 'n manier om dalk net te probeer by 'n muur uitklim, wat jy nie moet uitklim nie. Dit lyk dalk cute. En dit glei partykeer net so in, dat ons dink, ek probeer oor 'n muur klim, dit is nie so skadelik nie. Dit lyk dalk nog cuter. Die uiteinde van 'n muur probeer uitklim, om by oorvloed uit te kom, wat nie Jesus is nie, lei altyd tot kill, steal, destroy, destruction. Altyd. So wat is die mure wat ons probeer uitklim? So die vraag, en ek gaan hiermee afsluit. Ek het klomp mense se verskillende goed hierso, maar abundant life, wat is dit ultimately? Ultimately is dit om God te ken, dit staan net so in die Bybel. Lewe is om God te ken. Abundant life is the overflowing, satisfying and sustaining life of God, experienced through a continual relationship of abiding in Christ. This is marked by His presence and His peace. Abundant life is not a life where you have more. Dis nie lewe waar ek meer het, lekker huis, lekker kar. It is a life where Christ is more. En ek wil eintlik sê Christ is most, en dan wil ek eintlik nog 'n stapie verder gaan en sê it is a life where Christ is all. Alles. That is abundant life. Psalm 16 vers 11. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. Die oorvloedige vreugde kom waar? In U teenwoordigheid. Lieflikhede in U regterhand vir altyd. En Marius wat so baie hou van die briewe aan die kerke en Openbaring. Dit het my nogal getref, want in Openbaring 3 lees ons, Jesus is nie net die deur nie. Hy is ook een wat by die deur staan en klop. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, is ook volgende keer se storie, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom eet, en hy saam met my. That is an abundant life. Jesus is die deur, maar hy staan ook by daai deur vandag, en hy klop. Hy nooi jou uit om deur daai deur te stap, in 'n lewe van oorvloed in. En ek wil jou nie onder 'n illusie sit dat dit 'n maklike lewe is, as jy dalk dit dink nie. Maar dit is 'n oorvloedige lewe in die volheid van God. En dit beteken ons moet oorgee.
'n lewe oorgegee aan Jesus. Wat is daai dinge wat ons terughou? Wat is daai dinge wat jou terughou? My gebed soos wat ek hier so deur gegaan het en vanoggend ook is, Here, dit kom eintlik net neer, Lord, I want more of you. Here, minder van my. Ek besef as ek waarlik in oorvloed wil lewe, dan het dit niks met my te doen. Here, meer van u. Meer van u. More of you, Lord. More of you, Lord. Ek wil vra dat julle gou staan. Die worship team kan vorentoe kom asseblief. Ek weet nie wat ons gaan sing nie. Ek weet nie of hulle al weet wat hulle gaan sing nie. Maar ek wil vir jou vra om net, weer eens, ons staan ek in daai prentjie opsit. Nou moet ek hom eers gekry. Wat gaan jy doen? Hooplik het jy nie vandag vuil was goed gekry nie. Maar wat doen jy met dit wat jy ontvang het? Hoor jy en raak 'n deel? Of gooi jy weg en loop aan? Julle moet gou mooi verstaan, ek probeer niks manipuleer nie. Die Here challenge my oor hierdie goed. Hierdie is nie 'n manipulasie nie. Maar ek dink in elkeen van ons is daar 'n behoefte tot 'n lewe van oorvloed. Partykeer het ons 'n skewe prentjie van oorvloed en die Here wil dit kom regstel. My gebed is dat die Here sal kom. Ek het vanoggend ook in die gebedskamer instap, so duidelik gevoel, die Here sê, ek wil soos riviere van stromende lewende water hier deurspoel. En partykeer is ons die mense wat dit blok. En ek sit met daai gedagte en toe bid Rian oor strome en riviere van lewende water, so ek sê, dankie Here. Die Here wil soos 'n riviere, not river, rivers of living water, wil hy deur ons kom spoel. He wants to give you life in abundance. Is ons bereid om deur te stap. En ek wil jy ons net reageer, as jy enigiets, wat ook al die Here op jou hart lê, om net te reageer teenoor die Here. So. Here, dankie dat U in die stilte werk. Here, ek kom bid dit in die harte waar U nou vandag iets begin het, Here, dat U daai werk sal voortsit, Here, soos wat ons hier uitstap. Here, dankie dat U vir ons, elke persoon, 'n lewe in oorvloed wil gee. Here, ek kom bid dat U vir ons die vrymoedigheid sal gee om daai lewe te betree. Nie te probeer werkstellig nie, Here, om dit te betree. Here, help ons. Deur die krag van U Gees in ons. Here, mag ons vandag hier uitstap. Met die wete en onder U genade. Met die wete dat ons U geliefde kinders is. Dat U ons Vader is. En mag ons hier uitstap met die teenwoordigheid van U Heilige Gees in ons. Om oorvloedige lewens te lewe in U. In Jesus naam. Amen. Ek wil vra as jy nog 'n oomblik net wil wees. As jy wil koffie drink, wil ek vra, of kuier, wat baie belangrik is ook, wil ek vra dat jy dit net buite sal doen, dat ons dit hier rustig hou. So amen. Mag julle gaan in vrede.